Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie dat ons so baie kan bid, Here, en ek ervaar, daar is ons nou gedagtes wat nou net gekom het, wat gesê het, hoekom bid hierdie mense so baie? Maar Here, ek bid dat U teenwoordigheid hulle vanaand sal aanraak. Dat hulle liefde sal kry vir U teenwoordigheid en nooit, ooit sal wil weggaan van dit af, my Here. Here, in Psalm 139 sê Dawid, waar kan ek wegkruip van U teenwoordigheid af? Gaan ek na die hoogste berge toe, dan is U daar. Maak ek my bed in die doderyk, daar is U ook. Selfs al gaan ek na die duisternis toe, is die duisternis vir U lig, Here. Dankie dat ons nie kan wegkruip van die teenwoordigheid af, Here. Dankie, Here, dat niemand per ongeluk hierso is vanaand nie, maar dat elke een 'n afspraak het, Here. En Here, ek dankie vir die boodskap, Here, dat U my sal lei. Ek dankie vir die mense wat vir my bid, Here. Ek dankie my Vader vir die mense wat vir hierdie jeug bid op 'n weeklikse basis, Here. En ek dankie, Vader, dat U woorde vir ons sal troos gee en antwoord gee vanaand. In die naam van Jesus. Amen. Amen. So, julle baie mense wat julle Bybels hierso het. As jy nie 'n Bybel het nie, kom sien my na die tyd, okay? No jokes. As jy nie 'n Bybel het nie, kom sien my na die tyd. Okay. Ek praat nie van as jy nie ene hier het nie. Ek praat van as jy nie 'n Bybel het nie. Okay, julle verstaan wat ek sê, né? So as jy by die huis is en jy het nie 'n Bybel nie, kom sien my. Wanneer? Okay, verstaan julle? Ja, julle lyk nog steeds bietjie confused. Ek wil vanaand met julle praat oor ietsie wat ons almal al deurgegaan het in die lewe. Okay? Ek wil met julle praat oor boelies. Ek wil met julle praat oor verwerping. Nou jy sien, boelies en verwerping kan in verskillende vorms kom. Nee? Kan mense wees by die skool? Kan mense wees neefies en niggies? Okay? Of dit kan 'n ma en 'n pa wees. Verwerping en boelie kan van hulle afkom. Stem julle saam? Het julle almal al te doen gehad met dit in julle lewens? Sê vir my, het julle almal al ooit, of het enige van julle al ooit gevra, maar hoekom? En daai vraag gaan gewoonlik so, hoekom is ek nie goed genoeg nie? Hoekom haal hulle dit op my uit? Wat het ek gedoen? Want kanse is, jy probeer net vriende te maak, jy probeer net liefdevol te wees, jy probeer net 'n mens te wees. Selfs al sê jy hallo en sal hulle sê, nee, loop jy en smaal jy en sê hulle vir jou, kry jou tande warm, het jy aircon nodig. Is dit waar? Ja. 'n Mens kry sulke mense. Nou gaan vir my na Efesiërs 2 toe. Hey, jy's vinnig, hè? Jy het seker tabs in jou Bybel. Wat vir jou sê? Okay, Efesiërs 2 vers 2. Kom ons begin by vers 1, want dit begin by ons, né? Ek gaan so lank lees. Dit sê, en julle het hy, okay, met 'n hoofletter H, so van wie praat hy? Okay. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sonde, so hy praat van mense wat tot bekering gekom het. Ons is nou lewendig gemaak, stem julle saam? Amen. Nou sê hy, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, en nou sê hy, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. So ons vraag was net, hoekom doen hulle dit? Stem julle saam? Maar nou sê dit vir ons, daar is soos 'n gees wat oor hulle heers. Okay? Dis die gees van hierdie wêreld, die owerste van hierdie wêreld.
Okay, die gees van ongehoorsaamheid. So dink julle is die Heilige Gees? Nee, want die Heilige Gees is gehoorsaam aan God. So is nie die Heilige Gees is nie, is dit wie se gees? Satan se gees. So hy sê vir ons dat wanneer iemand nie in Jesus glo nie, wanneer hulle kind van ongehoorsaamheid is, heers wie oor hulle? Satan. Verstaan julle dit almal? Maak dit sin? Okay, so dadelik kan ons sien die mense wat doen wat nie in God se wil is nie, in ander woorde vir julle name noem, wat julle verwerp, wat julle seer maak, word geheers deur Satan. So eintlik is dit wie wat julle wil seer maak? Satan. Wag 'n bietjie. Dis interessant. Want jou hele lewe lank gaan jy en dink jy, wow, ek is nie goed genoeg nie. Of daai persoon, jy word kwaad, het jy ooit bitter geword vir iemand? As gevolg van die dinge wat hulle vir jou gesê, dinge wat hulle aan jou gedoen het, jy word bitter teenoor hulle. Maar nou kan ons sien, dis nie eintlik hulle nie, dit is Satan wat in hulle heers. Okay, maar, so wat moet ons nou doen? Wat word van ons verwag? Gaan vir my na Matteus 6 toe, vers 14. Matteus 6, vers 14. Daar gaan so lank vir julle lees, né? Okay, want dit sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Dan sê dit, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Okay, sien julle wat is nou besig om te gebeur hierso? Wat het dit vir ons gesê? Dit sê dat ek moet vergewe om vergewe te kan word. So, luister gou mooi. Hoor gou hierso. Hou gou julle fokus hierso. Okay? Aan julle is daar dinge gedoen wat julle seer gemaak het, is ek reg? En daar is nou nog sekere maniere wat jy jouself sien, wat nie goed is nie, as gevolg van wat mense vir jou gesê het. Is ek reg? Maar nou sê die Bybel dat ek hulle moet vergewe, sodat ek vergewe kan word. Sodat ek nie, soos wat Efesiërs 2 sê, 'n kind van ongehoorsaamheid sal wees nie, maar 'n kind van gehoorsaamheid. Maar wat moet ek doen nadat ek hulle vergewe het? Kan iemand my sê? Vryspreek? Het julle geweet ons is in 'n oorlog? Okay, en ons oorlog is nie teen wat nie? Wow. Julle is slim, hè? Kom julle elke week jeug toe, so gaan Efesiërs 6 toe. Okay, ek weet nie hoe kom praat julle elke keer as julle blaai nie. Okay, hoor gou hierso. Hierso is die eerste ding wat dit vir ons sê om te doen nou hierna. Vers 10. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. So eers moet ons sterk word, want kan ek jou gou ietsie sê? Kom ons sê nou jy gaan uit die skool uit, né? Of kom ons sê nou jou neefie trek ver weg, Australië toe. Okay, of wie ook al besig is om jou te boelie, gaan uit jou lewe uit. Het jy geweet daar gaan weer iemand wees? Want daai selfde gees wat oor hulle geheers het, gaan later in jou lewe weer probeer steel by jou. Maak dit sin? Okay. Nou sê dit, as gevolg van dit moet ons kragtig word in die Here en die krag van sy sterkte. Wat is die krag van die Here se sterkte? Bly net daar. Julle gaan nie nou bly nie, want elke keer as julle bly praat julle. So ek gaan gou vir julle bly, okay? Nie bly soos en ek gaan julle klap nie. Ek gaan net vir julle hierso bly en lees. Okay. Romeine 8 sê vir ons die volgende. Romeine 8 vers 11. Sê vir ons, en as die gees van hom
hoofletter H, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, hoofletter H, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Filippense 4 vers 13, julle almal ken hom, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. 1 Johannes 4 vers 4, wat sê dit? Kan ek vir julle lees? Amen. Dit sê, as ek daar uitkom, dit sê, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Ok, so in die mense van die wêreld is daar 'n gees. Nie die Heilige Gees nie, Satan se gees. Maar in ons is daar ook 'n gees. Die Heilige Gees. Die gees wat oorwin het en wat groter is as hy wat in die wêreld is. Is julle nog steeds by Efesiërs 6? Wil net seker maak, julle gaan nie weer praat as ek vir julle sê. Ok. Dat ek nou weer by Efesiërs 6 uitkom. Nou sê hy verder. Hoor gou hier, so hy sê, trek dan die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. So wanneer daai gees weer kom, en jy wil kom afbreek, en jy het die volle wapenrusting aan, gaan ek jou toelaat om wat te doen? Staande te bly. Ok, waar jy in die verlede gebreek het op jou badkamervloer, want elke iemand wat hier so is, het al een keer in hulle lewe alleen gehuil op 'n vloer iewerste. Kom ons wees eerlik. Van groot tot klein. Of dit is omdat jy iemand verloor het, en of dit is omdat iemand jou te neergedruk het. Ons almal iewerste is 'n tiener of 'n klein kind wat iewerste alleen huil, sometime in ons lewe. Ok. Nou sê hy, dit gaan weer gebeur, maar ons kan staande bly wanneer ons die volle wapenrusting van God aan het. Nou wat is die volle wapenrusting van God? Hy sê, en wel eers sê hy vir ons, want ons worstelstryd is nie teen die vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, teen die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly. En nou sê hy, staan dan vas julle ledene, met die waarheid omgord. Wat is die waarheid? Jo, dink gou daaraan. So, kom ek vat jou, Carlo. As ek na jou toe kom, en ek sê vir jou, Carlo, okay, ek is nou kind van die ongehoorsaam, ek is nie nou oom John Drein nie. En ek sê vir jou, Carlo, jy is nie goed genoeg nie. As my opinie, maar dan wat is die teenoorgestelde opinie? Wat is dan die waarheid? Die waarheid is, God het gesê jy is goed genoeg. God het gesê jy is geliefd, jy is duur gekoop. God het gesê hy het 'n hoopvolle toekoms vir jou. Verstaan julle? As ek nie jou toe kom en ek sê vir jou is lelik, wel God sê ek is vreeslik wonderbaar gemaak. Kan julle almal sê nou ja, maar dan hoekom wanneer hulle dit vir julle sê, glo julle dit nie? Want julle het nie die waarheid omgord nie. Verstaan, is nou maklik om te sê, ja, amen, 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 en dan wanneer dit gebeur, dan sê like, vir 2 dae huil jy. Kom jou pa in jou kamer, wat fout, blijf my uit! Kom lag jy so hard, Gabriella. So, wat ek vir julle sê is, julle moet begin die waarheid hê, want dit gaan jou weerstand kan bied. Die waarheid is, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Die waarheid is, ek is in oorlog, nie teen die persoon wat my sleg hanteer nie, mag wat oor hom heers. Dink gou daaraan. Nou sê hy verder, hoor gou wat sê hy verder. Nou my plek verloor hierso. Hy sê, dankie Carlo. Met die borswapen van die geregtigheid aan. Wat beteken dit? Wat is geregtigheid? Wie kan dit vir my opsom? Ja? Regte besluite neem ten spyte van moeilike omstandighede. Okay, en maar die regte besluit in wie se oë? God se oë. So die geregtigheid van God is om gehoorsaam te wees aan God
En dit laat my toe dat ek right standing met God het. Verstaan? So ek staan nie teenoorgestelde van God en sy wil nie. Ek staan in lyn met God se wil. 'n Goeie voorbeeld is Johannes en Jesus. Jesus kom na Johannes toe, dat Johannes hom moet doop. Dan sê hy vir koning Jesus, hy sê, wie is ek om u te doop? U moet my doop. Ek is eers waardig om u skoenrieme vas te maak. Dan sê Jesus vir hom, laat dit vir nou so wees, sodat alle geregtigheid kan geskied. Waar is die geregtigheid daarin? Dit was God se wil. Verstaan? God het gesê dit moet so wees en dit is hoe dit was. Jesus het vir ons kom wys die pad wat ons moet stap na die Vader toe. I am the way, sê Jesus. So when we are walking in the way, we are in righteousness. Maak dit sin vir julle. So dan loop ek saam met God en nie teen God nie. Maak dit sin, Ansuray? Okay. Dan sê hy verder, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Hoor gou hierso. En as skoene die bereidheid vir die evangelie van vrede. Dink gou daaraan. So ek moet loop. Want dit help nie ek het mooi skoene aan, maar ek staan net stil of ek is in 'n rolstoel en ek kan nie loop nie. Niks teen mense wat in rolstoele is nie, maar wat ek sê is, daar's 'n aktiewe funksie van hierdie wapenrusting. Koning Jesus sê vir sy disippels, hy sê, wie sê die mense is ek? En hulle sê, sommige sê, u is 'n profeet. Ander sê, u is 'n leermeester. Party van hulle sê, u is Elia. En Jesus sê, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die seun van God, die Christus. En Jesus sê vir hom, geseënd is jy Simon Bar Jona, wat beteken seun van Jona. So hy is nie Bar nie, maar Bar beteken seun van Jona. Want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar die Heilige Gees. Okay, en dan sê Jesus, op hierdie rots, daai getuienis, gaan ek my kerk bou, en die hekke van hel sal nie daarteen seevier nie. In ander woorde, die hekke van hel beweeg. Die hekke van hel staan nie stil net by die hel nie. Daai gees wat in daai kinders van ongehoorsaamheid heers, is gelyk aan die hekke van hel. En elke keer wat hulle iemand afbreek, en dryf na dwelms toe, en dryf na selfmoord toe, seevier die hekke van hel. Maar ons het op ons voete die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. So wanneer ek nou in vrede lewe, want ek het die waarheid, dat ek geliefd is, dat ek meer as 'n oorwinnaar is, dat hy wat in my is groter is as hy wat in die wêreld is. Okay? Ek het die borsplaat van geregtigheid, so ek het sekerheid God werk saam met my. Nou kan ek beweeg en ek kan vrede verkondig. Nou kan ek na Ria toe gaan, ek kan van sê, Ria, dit wat Kosie vir jou gesê het is nie die waarheid nie, want weet jy wat? Jesus sê A, B, C, D, E. Maak dit vir julle sin? Nou wanneer daai persoon na my toe kom, en hulle probeer my afbreek, en ek het die Heilige Gees, kan ek met hulle praat, en ek kan sê, hoekom doen jy dit? Het iemand jou seer gemaak? Kan ek jou lief hê vir 'n oomblik? Want daai persoon weet nie wat liefde is nie. Gaan nou by jou wees, ons gaan na die tyd vra, okay? Alright, maak dit sin vir julle? Okay. Dan sê hy verder, hy sê, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Dink gou daaraan. Want Pierre het gisterand so mooi gesê, daai skulde wat hulle gebruik het, was like huge. En dan het hulle 'n muur gebou. Die Romeinse soldate. Okay. En dan hulle spiese het daar deurgekom, hulle het hierdie muur gebou. Okay. En hulle het saam gestaan. En agter is daar niks wat hulle beskerm het nie, want dit was nie nodig nie. Want hulle is like 'n tank daarso in die prehistoric ages. Okay. Nou hoor gou hierso. Wat glo jy? Want dit is jou skuld. Jy sien, hy sê hierso, die swaard
Ek volg dit nou bietjie, want ek wil gou-gou vir julle gelykenis maak. Hy sê, en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. So die swaard is die woord van God, maar die skild is ook die woord van God. Want wat glo ek? Ek glo wat hier binne staan. So we have defensive verses, ons het verse waarmee ons defend, Romeine 8:28. Alles gaan teen goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Okay? En dan het ek verse waarmee ek aanval, alles wat ek bind op die aarde sal gebonde bly in die hemel. Dan het ek weer verse waarmee ek defend, geen wapen wat teen my gesmee word sal seëvier. Dan het ek weer verse waarmee ek aanval, die krag van lewe en dood is in my tong. Verstaan julle? Maak dit sin vir julle? Is dit te hoog? Is dit maklik om te verstaan? Bless you. Okay. Wat ek vir julle sê is, jy is in 'n oorlog met hierdie persoon. En nie met die persoon nie, met die gees wat oor daai persoon heers. Wat ook maar 'n persoonlikheid het. Maar 1 Petrus 3 vers 9 sê dat 3 vers 9 sê dat hy wat die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, met sy tong bewaar van wat verkeerd is en sy lippe dat dit geen bedrog spreek nie. So wanneer ek die skild van geloof het, ek het die gordel van die waarheid en ek het die swaard van die Gees wat die woord van God is, gebruik ek dit deur my tong. En wanneer ek die teenoorgestelde van God se woord spreek, is ek besig om bedrog te spreek. Maar wanneer ek God se woord spreek, wanneer ek nie kwaad met kwaad vergeld nie, 1 Petrus 3 vers 8, en as ek eerder seën, in steede daarvan om te vloek, okay, want ek is geroep om te seën, sorry, dis 1 Petrus 3 vers 9, 1 Petrus 3 vers 10 sê van die lippe van bedrog. Maar anyway, gaan lees dit maar. Wanneer ek dan seën, wanneer hulle my vervloek, is ek besig om hierdie oorlog te oorwin in die naam van Jesus Christus. Jy sien, eers vergewe ek. Maar ek is nie net 'n punching bag nie, want ek slaan terug. Nie met woede nie, nie met haat nie, en nie fisies nie, want ek slaan nie daai persoon nie. Ek slaan daai gees wat oor hulle heers. En wanneer hy gees submit, het hy nie meer oorwinning in my lewe nie, want wanneer ek nou alleen lê op my bed, en hy stem kom praat met my later aan, kan ek vir hom sê, jy dra geen krag in my lewe nie. Maak dit sin vir julle? Maar hoor, hy gaan verder. Hy sê dat ons het die helm van verlossing. Die oomblik wat jy gered word, trek jy die helm van verlossing aan. Jy kan, maar jy moet hom nie weer uittrek nie. Want dan vergeet jy jy's gered. En die oomblik wat jy vergeet jy's gered, tel niks anderste van hierdie wapenrusting nie. Want jy geen reg op dit nie. Jy het nie geregtigheid as jy nie gered is nie. Maak dit sin, Ansurai? Jy het nie geregtigheid as jy nie gered is nie. Jy het nie waarheid as jy nie gered is nie. Want Jesus sê, ek is die weg en ek is die waarheid. Jy het net verlossing, jy het net die swaard van die Gees, jy het net geloof, wanneer jy gered is. Hoor wat sê verder. En die stuk het Peer so mooi gisterand gesê. Die aktivering daarvan. Want ek is nie alleen in 'n oorlog nie. Carlo is in 'n oorlog, Charmonay is in 'n oorlog, Monay is in 'n oorlog. Elke een van julle is in 'n oorlog. En soos ons nou gebid het, want ons is een liggaam. Hoor dit sê verder, hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid, in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ons moet vir mekaar bid. Want sien, vandag word ek nie aangeval nie, maar Tannie Petro word aangeval. Vandag word ek aangeval en Peer word nie aangeval nie. Môre word Peer weer aangeval en JP nie aangeval nie. Zander word nie aangeval nie, maar Kerlin word aangeval. Erisha word nie aangeval nie, maar Colin word aangeval.
Kan ons vir mekaar bid. En ons moet bid deur die Gees. In ander woorde, ek moet gaan stil sit. Ek moet wag. En dan moet ek luister vir die Heilige Gees wat vir my sê vir wie om te bid. Dis hoe ek kan weet wanneer iemand onder aanval is. Het jy al ooit, net randomly aan iemand gedink en dan later die dag bel hulle jou? Dis die Heilige Gees wat vir jou sê jy gaan met daai persoon praat. En partykeer is dit die Heilige Gees wat vir jou sê bid nou vir daai persoon. Jy sien as jy nog 'n babietjie is in die Gees, dan hoor jy net die naam. Jy sê, dan kos met daai persoon gehoor. Maar as jy bietjie geestelik gegroei het, dan hoor jy 'n naam en sê Vader, wat wil U hê? Wat wil U vir my sê oor hierdie persoon? Dan sê hy vir jou, hulle gaan jou bel. Of hy sê vir jou bid vir hulle. Of hy sê vir jou dankie vir hulle, sê vir my dankie vir hierdie persoon. Verstaan julle? Okay, so kom ons som gou op. Hoekom boelie mense en hoekom verwerp mense julle? Want daar's 'n gees binne in hulle en is dit die Heilige Gees? Ja. Dit is die bose gees. Die bose is Satan. So Satan. Okay? En Satan kom om te roof, te steel en dood te maak. Onthou dit altyd, né? Okay, so wat moet ek doen met daai mense? Ek moet hulle vergewe. Ek moet hulle vergewe. En dan moet ek onthou ek is in 'n oorlog. En ek moet wat doen? Sterk word in die krag van die Here. En ek moet die volle wapenrusting en ek moet dit lewe en bid in die Gees. Kyk, kom ons sluit af. Vader, ons dankie Here dat ons die voorreg het om vir mekaar te bid, Here. En Here, dat ons weet wat ook al hulle teenoor ons gespreek het en van ons gesê het, nie die waarheid is nie. Want U het die laaste sê, Here. Ek dank U, my Vader, Here, vir elkeen wat hierso is vanaand, my Vader, of hulle ernstig is of nie, dit maak nie saak, U het 'n afspraak. Ek dank U dat U hulle sal ontmoet vanaand. En Here, dat hulle lewens nooit weer dieselfde sal wees hierna nie. Dankie vir elke wonderwerk wat hier sit. Dankie vir die krag van God wat lewendig is. Wat tasbaar is. En ek dankie my Vader, Here, dat U die woord in hulle gedagtes sal vestig, in hulle harte sal bære, Here. En Here, dat U hulle tot herinnering sal bring, Heilige Gees, in die oomblikke wat hulle dit nodig het. Ek spreek seën oor hulle af, in die naam van Jesus. Amen. Amen.